Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad Sondag die 22ste Maart 2026. Ek hoop regtig julle het net so 'n lekker dag waar julle sommer net bewus kan wees van die Here se liefde en sy ongelooflike genade vir julle. Vriende, kom ons raak so vir 'n wyle stil en dan bid ons saam. Here God, baie dankie vir u liefde en vir u almag en vir u nabyheid. Dankie Here hier in lydenstyd dat u inderdaad vir ons bewus maak van u liefde wat in Christus geopenbaar is aan die kruis. En Here, dat dit gebeur het alleenlik omdat u vir elkeen van ons liefhet. So lief het dat u as God in die vorm van 'n mens, die gestalte van 'n mens, afgekom het aarde toe om in ons plek vir ons sondes te sterwe, sodat wanneer ons in u glo, ons die ewige lewe kan hê. Here, baie dankie daarvoor. Dankie Here dat ons die voorreg het om vandag sommer op so 'n manier by mekaar te kan wees en te kan weet dat u is by ons elke oomblik van die dag. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Daar is twee gedeeltes wat ek vandag 'n bietjie met julle wil deel op hierdie dag. En ons is in lydenstyd, dis ook die leesrooster teks van vandag wat wêreldwyd ook hanteer word. En die twee tekste ken julle uit die aard van die saak baie goed. Die een is die Jesegiel teks, Jesegiel 37 vers 1 tot 14 en die ander een is Johannes 11 vers 1 tot 45. Nou wanneer ons na Jesegiel 37 kyk, vriende, dan sien ons dit is 'n gedeelte wat geskryf is vir die Israeliete wat in ballingskap is, wat eenvoudig in 'n hopelose situasie is as gevolg van hulle eie nonsens wat hulle aangejaag het. Maar God begin agterkom dat hierdie mense is absoluut platgeslaan, hulle is op moedverloorse vlakte, daar's eintlik niks by hulle energie oor, emosioneel, geestelike energie by hulle oor. En daarom vat God inderdaad dan vir Jesegiel, die profeet Jesegiel, en hy sê, hoorie so, ek gaan vir jou 'n visioen gee, wat ek wil hê jy moet op die ou einde teruggaan na die mense toe en vir hulle vertel van die visioen, en dan sien ons vriende dat God vat hom in hierdie laagte toe in die visioen, en hy sit hom daar neer, en hy sê vir hom, hoorie so maat, ek wil hê jy moet 'n bietjie kyk wat jy sien. En wanneer Jesegiel daar is, dan ken ons die verhaal, dan sien ons hierdie hele plek is vol bene, vriende, dan vra die Here vir hom, maar hoorie so, kan hierdie bene weer tot lewe kom, vra die Here vir hom. En dan antwoord Jesegiel hom, hy sê, Here, net u weet dit, Here, sê hy. En dan sê die Here vir Jesegiel, hoorie so maat, tree op as profeet, en dan ken ons die verhaal waar hy, die bene kom na mekaar toe, so gereis, hulle kry senings aan op die ouene, kom daar 'n gees in hulle, wat hy ook as profeet moet optree, en dan kom sê die Here hierdie volgende, hy sê, wanneer ek julle grafte oopmaak, nou praat hy direk met die Israeliete, en julle laat uitkom my volk, sê julle besef dat ek die Here is, ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in julle land laat woon, dan sal julle besef dat ek die Here is, ek het dit gesê en ek sal dit doen. Die tweede gedeelte, vriende, is natuurlik Lazarus wat ek en jy goed ken. Lazarus wat doodgaan, Martha en Maria wat daar is, Martha en Maria wat uitreik eintlik na Jesus toe, Jesus wat saam met sy disippels is, en op die ou einde kom Jesus 4 dae laat, dit weet ek en jy, en dan op die ou einde dan sien ons, maak hy vir Lazarus, wek hy die dood uit op. Dan vers 25. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. En dan sien ons, vriende, op die ou einde, kom Lazarus uit die graf uit, 4 dae, nadat hy reeds dood is. Vriende, wanneer ons na hierdie twee gedeeltes kyk, dan moet ons vir mekaar kom sê, dis seker twee van die mees hoopgewende gedeeltes wat ek en jy in die Bybel oor kan dink.
Ek bedoel, as jy vat doodsbeenere, wat kan meer dood wees as doodsbeenere? Wat kan meer dood wees as iemand wat 4 dae lank al dood is in die graf is en hy begin al ryk? Ek bedoel, meer dood as jy kry dit. So God sleep vir Jesegiel nie na die vlakte toe, liewe vriende. Hy sleep sy disippels, Jesus sleep die disippels op die ou ende na die graf van Lazarus toe. Jy sou vir hulle te kom wys, maar wie is hy? Wie is hy? En ons sien soos ons reeds vir mekaar gesê het, as ons na Jesegiel 37 kyk, is die volk Israel weggevoer. Hoekom? Omdat hulle juist droog gemaak het in die jare 597 voor Christus en die leers van Babylon hulle kom wegvoer tot oorgawe gedwing. 10 jaar later in 587 voor Christus gebeur dit weer en 'n tweede groep mense word weggevoer. Die profeet Jesegiel en die familie en vriende van Lazarus weet daar is geen lewe meer oor. Ek bedoel, dis nie dooie bene, ek bedoel Lazarus is dood. Wat meer wil jy hê? Maar voor hulle oë, liewe vriende, word hierdie werklikheid wat 'n realiteit is in hulle lewe uitgedaag. Want dit is 'n realiteit. Vir Jesegiel is dit in die dooie bene wat daar is. So droog, meer droog kan jy nie kry nie. En meer dood as Lazarus kan jy nie kry nie. Dit is die realiteit. En dan sien ons die lewe keer terug na dit wat absoluut onmoontlik blyk te wees. Gary Habermas, 'n teologieprofessor, vertel ingrypend van sy vrou Debbie se dood in 1995. Hy sê, ek het vir God gevra, Here, waarom moes Debbie sterf? Hy sê, God het vir hom gevra, Gary, het ek my seun uit die dood opgewek? Here, asseblief, ek het al 7 boeke daaroor geskrywe. Natuurlik is hy die dood opgewek, maar Here, wat van Debbie? En dan vertel hy, liewe vriende, dat hy beleef het dat God vir hom dieselfde vraag bly vra. Die vraag wat God vir hom vra is, Gary, het ek my seun uit die dood opgewek totdat ek sy punt gesnap het? Sien, as Jesus 2000 jaar gelede uit die dood opgewek is daar 'n antwoord vir Debbie se dood in 1995. En jy weet wat sê hy? As die opstanding my deur dit kan kry, kan dit my deur enigiets kry. Dit was goed vir 30 na Christus, is goed vir 1995 en alle jare daarna. Vriende, wanneer ek en jy in tye van onsekerheid lewe, wanneer ons in tye lewe, vriende, waar daar 'n absolute niksheid is, as ons lewe tussen al die goed wat besig is om tans te gebeur, liewe vriende, dan voel dit of ons fondamente so 'n bietjie geraak word, né? En jy's in so 'n tyd, is dit weer goed om 'n bietjie na hierdie twee gedeeltes te kyk. 600,000 mense dood in Rusland, in die Rusland-Oekraïne oorlog, alreeds. 'n Mens se lewe is niks. 'n Mens, liewe vriende, gaan en jy verdwyn net. Jy verdwyn. 70,000 sterftes in die oorlog tussen Hamas en Israel. 25,000 mense sterf in Suid-Afrika as gevolg van geweld en 600,000 mense sterf per jaar net in Suid-Afrika oor die algemeen. 60 miljoen mense sterf elke jaar in die wêreld. Vriende, elkeen van ons leef net in sy eie wêreld. Dit is so, ons kan nie anders nie. Dit is so ek en jy is, ons leef in ons eie wêreldjie. Ons gaan na ons werk toe, ons gaan na ons huis toe, ons gaan na ons spelle toe, ons hou 'n bietjie vakansie, ons doen 'n bietjie dit, maar dit is waar ons vasgevang word. Maar vriende, daai wêreldjie is piep klein. Daardie wêreldjie is eintlik niks, liewe vriende, ten opsigte van die heelal nie. Ek het nou weer gelees oor die Melkwegstelsel. Hulle praat van, ek het altyd gedink is 400 miljoen planete en sterre. Hulle praat van 400 miljard. Net die Melkwegstelsel. Die wêreld waarbinne ek en jy lewe is die sterftesyfer onder Christene nog steeds 100%. Job Buscaglia stel dit mooi, hy sê nobody comes alive out of this life. Arthur Koestner, Hongaarse skrywer en joernalis, was 'n skrywer wat diep oor die chaos van die wêreld nagedink het. Hy's gebore in 1905 en het gesterf in 1983. Iewers het hy geskrywe, Nature has let us down. God seems to have left the receiver off the hook and time is running out. The world is in a mess.
Sien, as die wêreld 'n plan het, sê hy, liewe vriende, dan werk dit nie op die oomblik nie. Hierdie plan wat die wêreld het, dit werk nie. En ek dink wanneer ons kyk na Jesegiel 37 en Johannes 11, kom help God vir ons in sulke onsekere tye. En ek wil hê, liewe vriende, julle moet fyn luister, want ek glo dat die Heilige Gees vanoggend met jou met my kom praat. Waaroor gaan Jesegiel 37? Jesegiel 37 gaan daaroor dat God vir hierdie volk wil kom sê en hy wil vir jou vir my kom sê, ek het 'n plan. Ek het 'n plan selfs in die wêreld wat op die oog af lyk asof daar niks volgens 'n plan verloop nie. Sien, liewe vriende, tydens hierdie ballingskapsperiode, hierdie periode wat die Israel weggevoer het, was die Israeliete uitsigloos. Volgens hulle was daar niks hoopvols gewees, daar was niks om aan vas te hou nie. Hulle het ook gedink dat God hulle eintlik nie meer raak sien nie. En God sien op daai stadium met hierdie volk, liewe vriende, inderdaad op 'n geestelike, emosionele laagtepunt, is om die waarheid te sê, al hulle moed, alles is uitgeslaan onder hulle. En daarom dan ook in hierdie Babyloniese ballingskapstyd, wat vir ons ook aangeteken is in Jesaja 49, Jesaja, die hele Jesaja, die 3 Jesajas, liewe vriende, kom sê God, deur die profeet daai tyd in Jesaja 49, kom sê hy, kan 'n ma, baba vergeet, ek kan jou nie vergeet nie. Waar die Israeliete kom sê, die Here het my vergeet en die Here het my verlaat. Maar die Here vanoggend vir ons kom sê, dit is onmoontlik. Dit is absoluut onmoontlik. Ek kan nie jou vergeet nie. Daarom kom gee God hierdie visioen vir Jesegiel, sodat hy later met die volk Israel kan deel, en sodat hy met jou en my kan deel in die jaar 2026, liewe vriende. Hier in hierdie doodsvallei met al hierdie bene, vers 5 kom sê die volgende, so sê die Here vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. En hy sê vir die profeet, hy sê tree op as profeet, so sê die Here God, ek sê julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk. Ek sê julle terugbring na die land Israel toe. Ek sê julle uit hierdie omstandighede kom bevry, kom sê God. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom sodat julle kan lewe. Ek sal julle omstandighede verander. Ek sal saam met julle wees. Dan sal julle weet, dit is ek, kom sê God. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, kom sê God. Sien vriende, ons het dit al baie keer vir mekaar gesê, maar ons moet dit maar elke keer vir mekaar sien, maar ek en jy bly net die hele tyd vaskyk teen die agterkant van 'n tapisserie. En al wat ek en jy sien van hierdie tapisserie is los drade, die mekaarheid, liewe vriende. As dit die prentjie was, sou ek en jy die ding weggegooi het, want dit lyk net chaos. Maar wanneer jy die tapisserie omdraai, liewe vriende, is daar 'n perfekte patroon aan die voorkant. En dit is hoe God besig is met jou en my lewe, met die wêreldse lewe. Dit lyk chaos, dit lyk nie mekaar, liewe vriende, dit lyk of niemand weet wat hulle doen nie. Maar op die ou einde is dit besig om 'n prentjie te vorm. Ek en jy het nie die prentjie nie. Jy sien, alles is reg, alles verkeerd. Jy sien, die suksesplan van God is totaal anders as die van die wêreld, of hoe die wêreld sukses definieer. Sien vriende, ek en jy kan net na ons klein wêreldjie kyk. Is al wat ek en jy het. Ons het net hierdie tyd, ons het net hierdie 60, 70, party 30, 40 jaar, party nog minder. Net is die altydjie wat ek en jy het, wat ons 'n bietjie kan kyk na hierdie wêreld. Dis al vermoë wat ons het. Maar God kyk na tyd en ewigheid, liewe vriende, in 'n ons stukkie waar ek en jy in die wêreld inval is 'n fraksie. Is 'n fraksie van die ewigheid. God kom probeer dit vir ons 'n woorde sê, maar ek en jy kan nie dit lekker snap nie, wanneer God kom sê, hoorie, daar's geen einde nie. Ek is die begin en die einde, die een wat is, die een wat was, die een wat kom, die almagtige, ek is die Alfa, ek is die Omega, kom sê hy. Kom sê God vanoggend, hoor ek vir ons uit altyd hierdie gedeeltes uit, jy kan nie toelaat dat die wêreld en omstandighede jou emosionele welstand bepaal nie. Hou vas aan my, laat ek jou welstand bepaal, emosioneel en geestelik. Jy sien, God se plan is drasties en dramaties anders as ons tipe planne.
God se planne, liewe vriende, is altyd die beste vir die wêreld, nie noodwendig altyd die beste in die wêreld. Jy sien, die planne van God kan ek en jy nie uitvoer nie. God kan nie, Jesegiel kon nie die planne uitvoer daar oor hierdie bene nie. Daarom kom sê hy op die ou ene vir God, wat ons in die begin van mekaar kom sê het, toe die Here vir hom gevra het, dan kom sê hy hierso, mens kan daar in hierdie bene weer lewe kom, en hy het geantwoord, nee, dit weet net U, Here my God, net U weet dit. Sien, God voer self die plan uit. God is altyd besig om self sy planne uit te voer. Daarom kan ons die gebed bid van Vader Louis Espinal, wat kort voor sy dood in 'n sluipmoordaanval op 22 Maart 1980 in La Paz, Bolivia gebid het, naamlik: Jesus, daar is Christene wat hysteriese reaksies het, asof die wêreld uit die hande geglip het. Ek glo in die geskiedenis. Die wêreld is nie 'n dobbelsteen op pad na chaos nie. Nee, ek glo dat 'n nuwe wêreld met die opstanding begin het. Ek verbly my in die oorwinning. Ek aanvaar die stryd en die dood. Omdat my liefde vir U nie kan doodgaan nie, marseer ek agter U aan op die pad na die toekoms. U is met ons, U is met my. Neem die hartseer van my gesig weg. Niks gebeur met toeval nie. U het altyd die laaste woord, kom sê Vader Louis Espinal, kort voor sy sluipmoordaanval. 'n Persoon wat aan God vasgehou het, maak nie saak wat nie. Of hy doodgaan en of hy lewe, maak nie saak nie. Lieve vriende, jy moet onthou, ons is Paasondag mense wat lewe in 'n goeie Vrydag wêreld. Paasondag kom sê Petrus al vir ons, op grond van die opstanding het ons 'n lewende hoop. Maar ons leef in 'n tyd van goeie Vrydag, liewe vriende, van kruisiging, van gebrokenheid wat ons in die wêreld ervaar. Maar ons is opstandingsmense. Sien vriende, ons het vir mekaar vanoggend om sê, al lyk dinge soms soos hierdie dooie bene, weet ek en jy, liewe vriende, God is in beheer. Wat God vir jou en vir my kom sê, maar weet jy, ek is groter as hierdie doodsbeendere, waar hy vir die Israeliete kom sê, ek is groter as julle omstandighede, ek is groter as julle uitsigloosheid, hou vas aan my, kom sê hy hierdie profeet Jesegiel. Ek het die mag om lewe te gee, en ek het die mag om lewe weg te neem, kom sê hy. Ek is after all per slot van rekening, die God van die heelal, né? Asof hierdie gedeelte nie genoeg is, kom bederf die Bybel ons met nog 'n gedeelte wat ons vir mekaar net gesê het, uit Johannes 11, van Lazarus wat dood was, liewe vriende, om die waarheid te sê, 4 dae dood was, 4 dae in die graf was, hy het al geryk, so kom sê hulle daar, en wat doen Jesus? Jesus kom wek hom op, mense staan in vervoering, liewe vriende, so iets het hulle nog nooit gesien nie. Dit moes vir ons in gelykheid om Lazarus as begrafnisklere sien, sy kop is toegemaak. Ek neem aan hy was soos 'n mammie omtrent gewees. Ek dink hy kon seker omtrent nie sien nie. Hulle moes verstom gewees het toe hierdie ou met sy volle klere daar uitkom. God kan enigiets doen. Wat van jou en my gevra is om God volledig te vertrou, vriende. Hier is die probleem baie keer by jou en met my. Ons vertrou nie altyd so lekker nie. Ek en jy begin twyfel wanneer goed uit hande uitraak of daar 'n God is, liewe vriende. Dit is waar ek en jy is. Ons is amper soos 'n Thomas wat sê, ek sal nie glo voordat ek nie my vinger in die wonde gesit het nie. Want vriende, sien die oomblik wanneer ek en jy God 100% vertrou, die oomblik wanneer ek en jy volledig ons lewe in sy hand plaas, of ons lewe of ons sterwe, dan begin daar iets anders in ons kom, dan begin daar 'n vrede kom, wat ek en jy inderdaad nie kan verklaar nie, wat net van God afkom. Om te sê, Here, hier is my hele lewe, my kinders, my kleinkinders, hier is my hele lewe, Here, ek kom vertrou dit toe in U hand, laat gebeur soos dit moet gebeur. Amper soos Job wat gesê het vir sy vrou, die Here het gegee en die Here het geneem. Hy is by ons, ja, selfs al gaan ek en jy deur die dal van doodskaduwee, ja, al gaan ek en jy ook deur 'n doodsbelewing, liewe vriende, want ons is nooit werklik dood nie, want ons glo in die ewige lewe. Joyce Rupp, 'n Amerikaanse Rooms-Katolieke geestelike skrywer, skryf oor die lewe soos volg. Sy sê, I do not wrestle anymore, only wait.
for you to bring my dry bones into dancing once again. Karl Barth het net voor sy dood in 1968, liewe vriende, aan sy jarelange vriend Ternuysen sy kommentaar oor die donker wêreld gegee. Hy sê die volgende, hy sê vir Ternuysen, moenie jou oor laat hang nie. Nooit nie. Want daar word nie geregeer uit Moskou, Washington, Peking nie, maar daar word geregeer en wel op aarde vanuit die hemel. Die regeer en hy te plan, sê hy vir Ternuysen. Jy sien vriende, hulle sê doodspeler, hoe dood? Dit is nooit te dood vir God nie. Al is Lazarus al 4 dae dood, is Lazarus nie dood genoeg vir God nie. Al lyk dinge hopeloos, is dinge nie hopeloos vir God nie, liewe vriende. Hy is immers die skepper van die heelal. En al wat hy verwag is dat ek en jy, liewe vriende, 100% op hom moet vertrou. Al wat hy verwag van jou en vir my is ons eerste waarde om in 'n lewende verhouding met hom te staan. Wat ons weet is dat Jesus die dood vir sy volgelinge in die hoofpad hemel toe verander het. Daarom weet ons dat die dood presies is soos wat die karakter uit Seven Heaven, die TV-program wat oor die lewe van 'n pastoriesin gaan verduidelik het. Hulle verduidelik het soos volg. Die dood is soos wanneer jy as kind siek en koorsig word. Jy gaan bed toe al swetende warm van die koors bewend. En jy voel sleg genoeg om dood te gaan en die volgende môre word jy wakker, jou koors is weg en jy voel 100% beter. Jy voel veilig, sterk en geborge en skielik besef jy hoekom. Jy is in jou ouers se bed. In die middel van die nag het iemand jou kom haal en jou daarna toe, huis toe geneem. Vriende, wanneer ek en jy God so vertrou, dan impliseer dit dat ek en jy 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week voluit moet lewe. Ons moet elke dag lewe asof dit ons laaste dag is, liewe vriende. Ons moet elke dag die tyd uitkoop. Ons moet elke dag lief wees vir mekaar en elke dag lief wees vir God. Want jy weet ons dat die lewe nie hier ophou nie, maar dat die lewe inderdaad in die hemel vir ewigheid aangaan. God is groter as enige uitdaging. Here, dankie dat ons so by mekaar kan wees en dankie dat U ons kom troos en Here, dat U net weer eens in 2 ou verhale vir ons kom wys, dat U wil kom bevestig en kom sê, my kinders, maak nie saak wat rondom julle aan die aangaan is nie. Weet verseker ek het 'n plan, ek is daar. Die dood kan jou nie van my skei nie. Maak nie saak of 60 miljoen mense per jaar op aarde doodgaan nie. Die dood kan jou nie skei van my nie. Paulus sê so, die dood kan ons nie skei van die liefde van Jesus nie. Johannes wie ook wat dit sê. Here, gee dat ons altyd aan U sal vashou, die koning van die konings, die heerser van die heersers en die skepper van die hemel en die aarde. Amen. Julle is welkom om die dankoffer te gee. Julle weet al hoe dit werk, Snapper of Zapscan of 'n EFT. Die EFT vriende kan julle oorbetaal in NG Kerk Sonnekus. Ons is by Absa. Tak is die generiese kode 632005. Die rekeningnommer is 3270140547 en dis 'n chequerekening. Vriende, ek wil julle wegstuur vandag in hierdie lewe en in hierdie tyd in waarin ons lewe, en dat julle die mense sal wees wat die ligdraers en die hoopdraers sal wees. Vriende, dat julle die ouens en die vrouens sal wees wat waar julle ook al kom en ons hoor al hierdie goed wat ons mee gekonfronteer is, dat ons vir mekaar kan sê en vir die mense rondom ons, hou jou oë op Jesus en op God gefestig die hele tyd. Moenie na die omstandighede kyk nie, moenie na die branders kyk soos 'n Petrus van Ous nie, hou jou oë op Jesus. Die realiteite is daar, die branders is daar, die dood, al hierdie goed en die doodslag is daar, maar hou jou oë gefokus op Jesus, die begin en die volëinding van hierdie wêreld. Want by hom is ons altyd veilig, in lewe en in dood. Mag julle die uitdraers van hierdie woord is. Mag julle God se liefde vir die mense lief gee. Mag julle vir die mense gaan vertel van Jesus se genade en mag julle vir die mense gaan vertel van God die Heilige Gees se teenwoordigheid by hulle in alle omstandighede, in die dood en bovenal
terwyl jy lewe. Amen.